Goeiemôre, dit is Sondagoggend 9 Maart 2025 en soos beloof bring ek vir julle nog 'n verhaal daaruit die Angola tronk, dit wat ek destyds beleef het en ervaar het. Want ons staar ons so dikwels blind aan probleme. Ons verstaan nie hoekom sekere planne nie uitwerk nie. Ons verstaan nie hoekom dinge in ons lewens verkeerd loop nie. En ons wil baie dikwels in opstand kom met goeie rede. Opstand omdat ons dinge nie werk soos wat ons wil hê dit moet werk nie. Maar dan is daar ook die ou gesegde wat sê dat die Here sal jou nie deur 'n moeiliker situasie vat as wat jy nie in staat is om te hanteer nie. Jy sal beproef word binne perke van jou vermoëns. Want elkeen van ons word beproef. En dit is noodsaaklik om te kan groei. Want as ons nie beproef word nie, is daar geen groei, geen vooruitgang nie. Nie in ons alledaagse lewe nie, nie in ons geestelike lewe nie, en niks op persoonlike vlak sal verander alvoor ons nie verstaan dat beproewinge met 'n rede of 'n doel oor ons pad kom nie. Ja, ek weet ook dat baie mense sal sê, maar die doele in my lewe moet nou ophou, want dis al wat daar gebeur. Maar ons moet eintlik dankbaar wees, omdat dit juis dit is wat ons vorm, wat ons skep en wat ons lei, en van ons 'n beter persoon maak op die ou einde van die dag. Ek self was destyds in 1985 na my gevangeneming in Angola, was ek geweldig opstandig gewees. En vandag se verhaaltjie, die verhaal van die rangplankie, die garingdraad en die rangplankie, het ek al baie vir mense vertel en ook al 'n paar keer op hierdie YouTube kanaal vertel, maar omdat daar intussen aansienlik meer mense aangesluit het, is dit nodig om so nou en dan van dit te herhaal. Want dit is soms moeilik om sin te sien hoekom 'n ding gebeur, en so dikwels daardie ek sal jou dra, daai een stel voetspore in die sand is toe ek jou gedra het. Ons vergeet so maklik dit, veral as ons onder druk verkeer. En so het ek in myself gesit, en myself vreeslik bejammer, en dit het my gevoel asof my Skepper my verlaat het. En daar was twee deure in my sel, een wat daagliks gebruik was deur die wag wat my kos gebring het, en dan 'n ander deur wat na die agterkant van die gebou uitgekyk het, 'n traliehek, wat feitelik nooit oopgesluit was nie, en wat maar net daar gestaan het. En ek het dikwels in die dag het ek gaan sit by die hek met my voete op die so in die tralies ingesit. Het ek daar op die stoel gesit en in die lug in opgestaar, want grondlangs was dit nie moontlik om te kyk nie, want die area was toegemaak met singplate. So ek kon nie sien deur hierdie traliehokke in die veld in, of in die dorp, aan die ander kant in nie. So ek kon nie ver sien nie, behalwe wanneer ek in die blou lug opstaar na boontoe, dan kon ek dit doen. Maar ek sit op 'n dag daar, en in die beton voor die deur is daar 'n kraak in die beton, soos dikwels maar in beton gebeur, in 'n sementvloer, dat daar 'n kraak verskyn. Maar wat hierdie nou uniek was, daar het 'n klein rangplantjie ontkiem, 'n klein plantjie. En vandat hy nou daar ontkiem het en begin groei het, het ek hom elke dag dop gehou
En ek kon sien dis 'n rangplantjie wat uit sy voelertjies begin uitsteek. En elke dag is daar nuwe voelertjies wat bykom, maar die plantjie groei nie, hy ontwikkel nie, want hy sit daar in die middel van hierdie betonvloer en daar's niks waarteen hy kan oprank nie. So hy stoot sy voelertjies uit, maar daar is nie 'n muur of 'n tralie of wat ook al langs hom waarteen hy kan oprank nie. En ek het hierdie beteterde ou bossietjie se pogings gade geslaan en eendag toe kom daar 'n gedagte in my kop op. En ek vat toe die handdoek, die Kubaanse handdoek, en ek ruig 'n garingdraad uit. Lang ene daar uit. En ek het 'n ou penflits batterytjie aan hom vasgemaak en dan so deur die tralies het ek hierdie batterytjie gemik na die plantjie toe en so met die derde probeerslag toe val hy net so agter die plantjie. En toe trek ek hierdie garingdraadjie so laag oor die plantjie as moontlik en maak hom aan die onderste tralie vas van hierdie traliehek wat daar is. Aan die onderkant se sport maak ek hom vas. En die volgende dag toe sien ek, ja, die eerste voelertjie het die garingdraadjie gevang. Die dag daarna is daar nog 2 voelertjies wat die garingdraadjie gevang het. En toe maak ek die garingdraadjie hieronder los en ek lig hom op tot by die boonste tralies van hierdie hek. Maak hom heel bo in die traliehek vas. En elke dag het ek gesit en kyk hoe hierdie rangplantjie teen hierdie garingdraad oprank boontoe, dak se kant toe. En dit was eintlik wonderlik om te sien hoe hy ontwikkel, hoe hy meer vertakkingkies maak en hoe hy groei. En dit was nie lank nie, toe is hy bo teen die hek, teen die traliehek en toe rank hy letterlik die hele traliewerk aan die buitekant van die sel toe en hy deur die openinge bo teen die dak gekom en ook die binnekant se muur toegerank. Dit was eintlik 'n wonderlike ervaring om elke dag so saam met hierdie plantjie se groei te leef en te sien wat gebeur. En op 'n dag toe besef ek hoe sterk het hierdie plantjie geword. Sy stammetjie, eens fyn, magteloos, is nou 'n dik, stewige stam. En die garingdraad is nie meer nodig nie. En die hang nou daar stikkend en verbleik. Die nut van die garingdraadjie was op daai stadium uitgedien. Maar met behulp van daai draadjie het hierdie rangplant gerank tot bo. En eendag sit ek nog daar en ek kyk dit so en daar's nou al mooi blou blommetjies wat uitkom. En ek besef, maar Wynand, daai plantjie wat hier op die beton beginne groei het, die een wat nêrens heen gaan nie, die een wat net daar op die grond rond spagtel, daai hulpelose plantjie, daai beteterde plantjie, dis jy. Dis jy, Wynand, want jy sien nie die garingdrade in jou lewe raak nie. Want elke keer wanneer ons op ons laagste is, dan sal daar iets wees wat ons gemoed optel, wat vir ons krag gee, wat ons weer dra vorentoe. En skielik het ek besef dat elke keer wanneer ek op my laagste was daar in die sel in Angola, het daar iets gebeur om my gemoed op te beur. Het sy dit besoek van my vrou af was, want sy het my daar kom besoek. Pakkies wat afgelewer word, briewe, so nou en dan. Maar elke keer wanneer ek dit op my nodigste het, dan het dit gekom. En dan het ook vir my op 'n radio gegee. 'n Gewone FM radio, daai wat jy so draai met die knoppie en dan verstel die pennetjie so aan die voorkant. Daardie jare, nie digitaal soos deesdae nie, maar nog daai wat jy met die hand verstel. En ek speel so met die radio in die volgende oomblik, toe vang ek die Afrikaanse radiostasie van die SAIK op.
Maar wat dit fantasties gemaak het, daai om Afrikaans te hoor, hoeveel krag dit my gegee het. Maar die beste van alles is, op daai oomblik toe ek deurskakel na hierdie Afrikaanse radiostasie, is hulle besig om 'n onderhoud met my vrou in Suid-Afrika te voer. Dink net, wat kan 'n beter motivering wees? Wat kan vir jou 'n beter garingdraad wees om jou te dra, om weer vir jou moed en krag te gee? En hoeveel keer kyk almal van ons nie die garingdraadjies in ons lewe mis nie? Want elke keer wanneer dit met ons swaar gaan of met sleg gaan, dan sal daar 'n garingdraadjie wees. Jy moet dit net raak sien, jy moet dit vat, en jy moet met daai garingdraadjie deurgetrek word. Net soos daai plantjie, hulpelose plantjie, 'n groot massiewe plant geword het deur die garingdraad teen op te rank. So moet ons die garingdrade in ons lewens vat. Want elke keer as ons dink ons Skepper het ons verlaat, dan is daar 'n garingdraad. Baie besluite kan gemaak word, mits ons dit herken as 'n garingdraad. Iets gebeur, daar's 'n geleentheid wat opkom, daar's 'n garingdraad. Maar ons raak so verstrengel in ons eie probleme en soms ellende, dat ons nie die garingdraadjie in ons lewens raak sien nie. As ek daarna kyk, hoe baie dit vir my beteken het, toe ek besef, maar jy is nie alleen nie. Kyk dit wat met jou gebeur het. Kyk hoeveel lifelines, hoeveel garingdraadjies het die Skepper vir jou gegee om jou te dra. En daar het ek krag geput, geloof geput, om te kan vorentoe gaan. Om vandag nog vir mense dit te kan sê, en daaroor te kan getuig. Maar dan moet ons bid, dat ons die garingdraadjies in ons lewens raak sien. En dis dan al vir vandag. En kyk die versie wat daaronder verbygaan, van Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Mooi loop, geseënde dag, en drink maar 'n kondensmelk koffietjie, is dit laat, en môreoggend is ek oude gewoonte terug by julle. Mooi loop.